Goeiemôre geliefdes, dit is vir my goed om weer saam met u te wees rondom die woord van die Here en soos u weet is ons besig met Psalm 119. Ons staan vandag stil daar by die 51ste vers van hierdie gedeelte. Kom ek lees net vir u vanaf vers 49. Gedenk die woord aan u knegt, omdat u my laat hoop het. Dit is my troos in my ellende, dat u beloftes my lewend maak. Nou vers 51. Vermeteles het baie met my gespot, van u wet het ek nie afgewyk nie. Nog geliefdes, hierdie is 'n baie eenvoudige teksie om te lees, maar ek wil tog vir u die werklikheid wat vandag aan die gang is daar sit. En dan sal u verstaan hoekom hy sê, vermeteles het baie met my gespot. Wanneer hy praat oor vermeteles, dan is daar van die ander vertalings wat sê slegte mense, hoogmoediges, oorvaardiges. Paulus, die skrywer Petrus sê, vermeteles, het het gewaag om teen God en sy woord in opstand te kom. Wat het waag om God se woord wat hy gesê het, uit mekaar uit te trek, en met God se woord die spot te dryf. En die uitdaging is daar vir u en my, om daarop te let en ons gaan daarna kyk, dat die mens wat vermetel is, die mens wat teen God in opstand kom, wil ek sommer net noem, hy's 'n dom mens, hy's 'n onkundige mens, hy's 'n dwaas, ag, kan ek maar sommer net vir u sê, hy is onnosel en hy's dwaas. Om te dink dat hy teen die lewende God in opstand kan kom, en met die lewende God kan stry. Wie is God en wie is ek? Daardie vergelyking het hulle nie gemaak as hulle spot nie, want hulle weet nie van wie hulle praat nie. Job het dit gestel, niemand is so vermetel om teen God te stry nie. Jy sien, hy het besef die grootheid en die almag van God. Niemand is so vermetel om teen God te stry nie. En dan sê die Maleagi, die 3de hoofstuk, ook vir ons 'n geweldige woord. En ek wil dit ook vir u lees. Wat sê Maleagi 3 vir ons? En wel daar by die 13de, 14de en 15de vers. Vermetel is julle woorde teen my, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? Julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien. En wat baat dit ons om sy verordeninge te onderhou, en in rouklere voor sy aangesig van die Here te wandel. En nou, prys ons die vermeteles gelukkig. Nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. Mense wat teen God in opstand kom, en wat teen God rebelleer. Geliefdes, die woord van die Here is geweldig, en ek en u moet dit vir mekaar sê. Julle het baie met God gespot, sê Maleagi. En nou is dit vir my so geweldig, dat die man wat die Here wil dien in die tyd wat ons lewe, die opregte ou kindjie van die Here, die Christen, wat nog die Bybel glo, word in die tyd wat ons lewe, word hy as 'n dwaas beskou, word hy beledig, as hy net verkondig wat sê die Bybel, en hy glo die Bybel, en hy eerbiedig die Bybel. Ja, dit is vandag so. Hulle spot met die woord van God. Hulle spot met dit wat mense van God sê. Hulle gaan so ver om te sê, geliefdes, ek praat van professors, praat van mense wat klas gee vir studente, wat predikante oplei. Wat self die stelling maak, hoe belaglik kan jy raak? Hierdie woord kon die ou mense, die eenvoudige mense kon dit nog glo. Maar in die tyd wat ons lewe, is 'n tyd van kennis en insig, en ons kan nie meer hierdie woord aanvaar nie. Dit is onaanvaarbaar vir die tyd waarin ons lewe. Met ander woorde, dit wat God gesê het was tydelik, dit wat God gesê het nie ewige waarde nie. Daarom spot hulle met die woord van God, en sê dis nie meer aanvaarbaar nie. Hulle glo nie meer aan die maagtelike geboorte van die Here Jesus nie. Jou logiese verstand sê vir jou, 'n maagd kan nie 'n kind in die wêreld bring nie, en daarby bly hulle staan. Maar hulle vergeet wie is God.
Hulle vergeet die grootheid van God. Hulle besef die almag van God. En dan maak hulle self stellings dat Maria het rondgeloop. Maria was ontrou. Onthou u die woord van die Here toe hy aan Josef gesê het. Josef wil van Maria skei. Josef het ook gedink, Maria, dit kan mos nie wees nie. En dan moet God met hom praat en sê, Josef, moenie vir Maria verlaat nie. Dit wat in haar boesem verwek is deur die Heilige Gees. En die seun wat gebore gaan word sal wees woord van God, seun van God, die Allerhoogste. Die God stop vir Josef, sê met haar nie los nie, dit wat in haar verwek is deur die Heilige Gees. Belaglik vir hulle in die tyd wat ons lewe, hoe kan jy glo dat die Heilige Gees oor 'n vrou kan vaardig word en die vrou 'n kind kan baar? Dat die Heilige Gees 'n mens kom bevrug om 'n kind na vore te bring. Daarom is hierdie kind Jesus ook nie iets unieks nie. Hy's gelyk aan Boeddha, hy's gelyk aan Mohammed, daar is geen verskil nie. Hy's nie die verlosser nie. Die kruisdood beteken baie, baie min. Die kruisdood het geen waarde nie. Die opstanding van die Here is fiksie, daar het nog nooit so iets bestaan nie. Dis iets wat die mens vir homself uitgedink het. Die woord van God kan jy nie glo nie. Die woord van God is nie God se woord nie. Dis woorde aangaande God, maar dis nie God se woord nie. Dis nie wat God sê nie. Daarom hoef jy dit nie te glo nie. Dit is deur mense geskrywe en daarom is dit nie aanvaarbaar nie, is dit nie geïnspireerd nie. So dat 'n sekere professor met sy doktorsgrade opstaan met die Bybel in die hand en sê, hoekom is jy so dom om hierdie boek te aanvaar as riglyn vir jou lewe? Hoekom is jy so dom om hierdie boek te glo en jou lewe te rig volgens hierdie boek? Hierdie is 'n boek, dis nie geïnspireerd nie, dis nie van God nie. En jy's dom en jy's belaglik as jy nog hierdie woord glo. En hierdie woord sê vir jou wat sonde is. En jy glo die boek. Maar wat is sonde? Daar bestaan nie so iets soos sonde nie. Sonde is soos gate in die kaas. Daar is ook nie so iemand soos die duiwel nie. Die duiwel is 'n fiksiefiguur en hy noem hom soos Kersvader. Hy's 'n fiksiefiguur, hy bestaan nie werklik nie. Die opstanding van die Here is louter en nonsens. Geliefdes, die duiwel bestaan nie meer nie. Dis fiksie. Nou as die duiwel nie bestaan nie en sonde nie bestaan het nie, waarom was daar die kruis? Dan het die kruis geen waarde nie. Dan was daar ook nie 'n sondeval gewees nie. En as daar nie 'n sondeval is nie, dan is daar nie sonde nie. Daarom sê, jy het vir jouself uit hierdie boek uit laat toelaat, dat hy vir jou sê wat is sonde. Daar bestaan nie so iets nie, en dan vat hy letterlik die Bybel, gooi hom een kant toe en sê, smyt weg die boek en begin lewe. Nou weet jy wat het hierdie mens gedoen wat so dwaas en vermetel is? Hy het presies gedoen wat Adam en Eva gedoen het. Hy het hom verhef bo God wat gesê het. Hy het presies dieselfde gedoen as wat Satan gedoen het, wat uit die hemel geban is, wat homself bo God verhef het. God het in sy woord gesê, en ons moet God se woord glo. Here, daar word baie met my gespot. Die mense spot met my omdat ek glo aan wat God sê, wat die Bybel nog glo. Geliefdes, die Bybel sê oor hierdie mense in 1 Johannes 2:22. Hy wat ontken dat Jesus die Christus is die antichrist. En dit is 'n geweldige woord. As jy daaroor dink dat hierdie mens leer die predikant van môre wat op die kansel moet gaan staan en die kindertjies van God moet gaan begelei in hulle geloof. Maar Paulus het dit ons vir ons voorspel. Paulus het ons gesê dit kom en ons moet dit weet. Kom ons lees wat sê Paulus. Paulus het vir ons hier in 2 Timoteus 4 gesê, want ons lees die 3de hoofstuk ook. Hoor wat sê. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God.
Mense wat die gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Keer jou ook van hierdie mense af. Dan die 4de hoofstuk. Ek besweer u dan voor God en Here Jesus Christus, wat die lewende en die doodes sal oordeel, by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want as hulle tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, van 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikheid, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter. Ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Mense sal met ons spot. Mense spot openlik met ons. As u gesprekke hoor waarin ek betrokke is en wat ek sien, dan wil jy as dit ware in mekaar krimp, dat mense so oor God kan praat en so oor God kan dink. En weet jy, die geweldige is dat hulle 'n uitspraak maak wat my skok. Hierdie mense maak 'n openlike uitspraak en sê, as ons dan met sulke dwalinge besig is, hoekom het die kerk nog nooit teenoor ons opgetree nie? Ek herinner my aan Openbaringe 2 vers 20. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my dienstige te verlei, om te oreer en afgodsofers te eet. Daar moet lankal teen hierdie mense opgetree gewees het. En daarom daag hulle die kerk uit. Hoekom het die kerk ons nog nie geskort nie? Hoekom het die kerk nog nie dissipline op ons toegepas nie? Is dit nie 'n geweldige klap teen die kerk? Dat ons toelaat dat hierdie mense professors is, dat hulle mense toelaat om die woord van God te verkondig. En ons doen niks daaraan nie, en hulle mislei mense. Daarom, Here, hulle het baie met my gespot. En hulle gaan met ons spot. En ek sê vir u, dit gaan al hoe moeiliker met ons word. En ek sê vir u, die feite dat u weet, in die wêreld waarin ons lewe, wat gebeur op die teologiese vlak, wat gebeur in die geestelike lewe. Hulle spot met my. Hulle misken God, die Allerhoogste. Hulle maak God tot 'n leenaar. Want wat het God gesê? Kom ek lees vir u wat het God gesê, dan hoor u dit self. Dan sê die Bybel, gee die Bybel sommer sy eie antwoord. 1 Johannes 5 vers 10. Hoor wat sê. Hy sê, wie in die Seun van God glo, die getuienis in homself. Hy wat nie glo nie, het God tot 'n leenaar gemaak. Omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gee, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het die lewe nie. Dit is God se getuienis. Hulle verwerp dit. Jesus is niks besonders nie. Jesus is 'n mens soos enige ander mens. Hy het aan die kruis gesterwe, maar daar was geen nood daarom aan die kruis te sterwe nie, want dit niks beteken nie. Dis 'n verdigsel wat die Christene van hulle self opgemaak het, wat hulle mee deel en waarmee hulle praat. Verstaan u wat die Bybel sê? Weet jy wie is hierdie Jesus? Johannes sê, in die begin was die woord. Dis Jesus. In die begin was die woord. En die woord was by God, en die woord is God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hy is die skepper van alles. Niks het ontstaan buiten hom nie. Daar in Johannes 17, kom die Here Jesus telke male en sê, ek en die Vader is een. As ek spreek, dan spreek die Vader deur my. Ek doen niks en ek sê niks wat die Vader nie vir my sê nie. Sy verhouding met sy Vader, God, die Allerhoogste. Hy is die Seun van God. Dis van Maria gesê, jy sal 'n seun in die wêreld bring, en hy sal die Allerhoogste wees. Hy sal die Verlosser wees. Hy sal die een wees wat kom om sy volk van hulle sonde te verlos. Dit word radikaal vandag onken, is nie waarheid nie. Daarom hulle het afgewyk van die waarheid. Hulle staan nie by God se woord nie. Ek en jy moet maar weer terugkeer na God se woord toe. Ons moet maar weer onsself vasmaak aan die woord van Romeine 1 vers 16 en 17. As die apostel Paulus kom sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God
tot redding vir elkeen wat glo. Wie is hierdie Jesus? Wie is hierdie God wat ons aanbid? Geliefdes, dis belaglik vir hierdie mense om daaraan te dink. Dat Abraham en Sara op ouderdom van 190 kinders in die lewe kon bring. Dis belaglik om dit te glo. Die Rooi See is 'n fiks storie. Die Rooi See was so diep, jy kan enkel en diep daarin loop. Tot iemand eendag vir 'n baie geleerde gesê het, toe hy gesê het, jy kan enkel diep daarin loop. Toe roep hy uit, halleluja, loof die Here. Waarop hierdie geleerde sê, wat bedoel jy? Toe sê hy op te dink dat die Here 'n hele Egiptiese leer met hulle perde en die strydwaans in enkel diep water laat verdrink. Geliefdes, God is die Almagtige. Hulle spot met my. Hulle maak 'n spot van u. Hulle wil die woord van God verkleineer. Hulle wil God in die gesig vat en hulle doen dit. Daarom moet ek en jy kennis neem dat ons gaan 'n tyd tegemoet waar ons sal moet staan vir die waarheid. Die leuen gaan aan die orde van die dag kom, verleiding gaan aan die orde van die dag kom, en ek en jy moet besluit of ons by God gaan staan en of ons nie by God gaan staan nie. Ons kom weer by 'n Karmel. As Baal dan God is, dien hom. Maar as God is, dien hom. U ken die uitkoms. Baal kon vir hulle niks doen nie. Hulle het hulle self stikkend gekerwe dat die bloed op hulle uitspuit. Elia het gebid, Here, maak die hemel oop. God het die reën uit die hemel gestuur, vuur uit die hemel uit gestuur, wat die klippe verteer het, wat die offer verteer het, wat die water rondom die offer verteer het, want hy het hulle die offer laat pap nat gooi. God het alles opgelek met die vuur. En uiteindelik moes hulle erken, hy is God. Daarom, geliefde, hulle spot met my, hulle sal met jou ook spot. Ag, die oomblik as iemand die naam van die Here noem, of selfs sê die Bybel sê, dan lag mense daaroor, want hoe kan jy dit nog glo? Jy kan dit nie aanvaar as waarheid nie. Daarom sê die psalmis, ek glo u verordeninge. Ek hou vas aan u woord, Here. Dit wat u gesê het, sal ek verkondig. Ag, ek wil as dit ware Handelinge 4 vers 20 vir jou aanhaal, waar Petrus in gedreig word, oor as jy nie ophou om te praat oor die Here Jesus Christus nie, dan gaan ons jou onder vervolging stel. Ons gaan krisisse oor jou bring. En dan sê hy, dis vir my onmoontlik om nie te praat oor die wondere van God nie. Dis onmoontlik. Ek kan nie stil bly daaroor nie. Dis onmoontlik om nie te spreek nie. En dan in Handelinge 4 kom die disippels ook onder die aanslag en hulle sê, julle moet maar vir julle self uitmaak. Moet ons aan God meer gehoorsaam wees as aan julle? Julle moet maar self besluit. Geliefdes, ons lewe in slegte tye. Tye waarin ek en jy moet bid dat God vir hierdie land 'n goddelike herlewing sal gee. Waarin die Here ons land sal kom herstel, dat ons weer sal terugkeer na God toe, want die onheil en die goddeloosheid van die orde van die dag is geweldig. En dit word net meer en meer en meer. Daarom sê die apostel Paulus vir ons daar in 2 Korintiërs 3 vers 17. Sê hy vir ons kyk almal met 'n onbedekte gesig soos 'n spieël in 'n raaisel. Maar eendag sal ons van aangesig tot aangesig sien. God slaap nie. Dan gaan 'n dag aanbreek wat God gaan oordeel. En dan gaan daar 'n skeiding plaasvind tussen skape en bokke, tussen waarheid en leuen. En dan gaan die leuen geopenbaar word. En daardie dag sal hierdie professors roep om genade. En daar sal geen genade wees nie, want hulle het God in die gesig gevat. Kom ek en jy sê dit vir mekaar. Ons moet nou standpunt inneem. Jy moet jouself nou aan die woord van God vasmaak. Jy moet die woord van God in jou hart bære. Jy moet die woord van God koester, sodat as die aanslag na jou toe kom, dat jy kan bly by die woord van God, kan antwoord en sê, so sê die Here. En hierdie opdrag van God moet in jou en my harte lewe, dat ons die waarheid sal onderhou, by die waarheid sal bly. Ek sal staan by u woord, is die psalmis. Ek sal u getuienisse bewaar, al sê die mense ook wat, Here, ek sal staan by u. Hoor wat sê, dit is so mooi. Hy sê, van u wet het ek nie afgewyk nie. Hulle kan maar spot, vermeteles het met my gespot. Maar van u wet sal ek nie afdwaal nie. Ek sal by God se woord bly. Hoekom? Dis God se woord. Hy het deur die eeue bewys
dat hierdie woord is die waarheid. Miljoene mense het tot 'n kragtadige bekering gekom deur hierdie woord. Herlewings het tot stand gekom deur hierdie woord. Daar het nog niks ooit tot redding gekom. Daar het nog niks ooit tot herlewing gekom van hierdie nuwe dinge wat verkondig word nie, want dit is filosofie. Dis nie die woord van God nie. Ek herinner my toe ek daar in Unisa gesit het by die debat oor bestaan die duiwel. Toe staan daar die professor daarvoor en hy sê die duiwel is soos Klaas Vader, dis 'n fiksiefiguur. Nie die Amerikaner hier langs my gesit en gesê, dokter, en ek gaan nie naam noem nie, jy is besig om te filosofeer. Ek het my doktersgraad in filosofie en ek het my doktersgraad in teologie. Dit wat jy nou doen is filosofie. Maar as jy Jesus Christus geken het as jou eie persoonlike saligmaker, sou jy geweet het daar's 'n duiwel. Maar omdat jy Jesus nie ken nie, erken jy ook nie die duiwel nie. Waarvan het Jesus my kom verlos? Hy het my kom verlos van die mag van die bose. 1 Johannes 3 vers 8 sê, hy het gekom om ons te verlos van die mag van die bose. Die hele wêreld lê in die mag van die bose. Seun van God het gekom om ons vry te maak. En ek en u kan getuig daarvan. Daar's 'n dag in my lewe gekom wat God my lewe verander het en die vrede van God in my hart ingekom het en ek weet. Daarvoor het martelare hulle lewe gegee. Daarvoor het hulle gaan sterwe op die brandstapels en wreed gesterwe. Al die profete van God is wreed gedood. Die disippels van die Here is wreed gedood. Ja, die Here Jesus is uiters wreed verdood, omdat hy geglo het in God en God se woord en geglo het in dit wat God sê. En die kerk, die fariseërs, het hom as 'n sekte beskou en het hom gekruisig. Maar dan kry ons daai wonderlike bekering van Paulus op die Damaskuspad. Dan sê Paulus, alles wat ek gedink het wat waarde is, was drek. Nou het ek Jesus Christus leer ken. En ek soek niks anders in hierdie lewe nie. Ek het geen behaan enigiets in hierdie lewe nie. Ek wil Jesus Christus ken. Ek wil hom van naby ken. Ek wil intiem met hom wandel. Dis Paulus se begeerte. En so kan ek vir u dwars deur die eeue mense noem, wie se name goddelik geword het, wat God van ateïste teruggebring het na die waarheid deur die Bybel. En nou ewe skielik, na 2225 dae, of jare, word die Bybel nou beskou as onwaar. Word die Bybel beskou as fiksie. Geliefdes, is 'n mens nie dwaas om so op te tree nie? Ja, jy's vermetel. Want dink jy kan deur die allerhoogste God staan en teen sy woord. Maar maak dit vir jouself uit, u wet sal ek nie van afwyk nie. Ek sal aanhou glo in wat u sê, al staan ek alleen. Ek het al by 'n vorige geleentheid vir u gesê, daar het 'n man die straat afgeloop met 'n bordjie op sy bors. I'm a fool for Jesus. Die mense wat hom gesien het, het vir hom gelag en gewonder nou, wat is hierdie man se intensie nou? Toe hy verbystap, toe sien hy daar's nog 'n bordjie op sy rug, waarop staan, whose fool are you? En ek wil vir hierdie professor sê, I'm a fool for Jesus. Whose fool are you? Die een wat jy dien, gaan jy uiteindelik die vrugte van pluk. Of jy dien die Here en jy kry die seën van God omdat hy dit gesê het en God aan jou kant is. Of jy kies om sonder God aan te gaan, God te beledig en vermetel teenoor God op te tree en jy sal met die straf van die Here te doen hê, die hel, ewige verdoemenis. O geliefde, kom ons hou by die waarheid. Kom ons bly by God. Kom ons maak sy woord vas in ons harte. Kom ons laat nie toe dat mense ons in kompromie inlei. En ons laat nie toe dat mense die woord van God misbruik of die woord van God uitgooi nie. Maar ons staan vir die waarheid, al beteken dit vervolging, al beteken dit lyding. Ons sal die seën van die Here ken. Ek bid vir jou, bid vir my, want mense sal met ons spot, maar ons maak die besluit. Ons bly by die Here. Daarom sê die apostel Paulus, en ek sê dit weer, hy sê ek bly by die woord van God. Ek roem in die woord van God, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Mag die Here vir die ryklik seën. Ons gaan volgende week met mekaar saam praat. Dien die Here en jy sal die vrug en die seën van God kry. Moet geen kompromie aangaan. Geen, geliefde.
Glo die Bybel soos hy geskrywe is. Elke woord in hierdie Bybel is Heilige Gees geadem deur God. Glo dit. En die Here seën vir die ryklik. Goeiedag.